Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons gesels môre met Frikkie van Loggenberg. Hy is natuurlik die hoofuitvoerende beampte van IFSA. En ons praat vanmôre 'n bietjie oor die holistiese benadering tot finansiële beplanning. Dis nogal 'n wye speelveld. Goeiemôre Frikkie. Môre Pierre, môre Jen. Ek is bly jy's hier om dit te verduidelik want dis ingewikkeld vir my. Holisties klink altyd asof jy alles moet in ag neem en ek kan nie, ek's 'n man, ek fokus op een ding. Ek sal my bes probeer. Frikkie, holistiese finansiële beplanning is krities, sê jy. Maar wat jy ook sê is dat daar sommige, wel nogal baie adviseurs in Suid-Afrika is wat nie holisties na finansiële beplanning kyk nie. Hoekom nie en hoe groot is die probleem? So Pierre, as ons nou gaan kyk, kom ons presies wat jy sê daar, so wat is holistiese finansiële beplanning? So jy het vooraftrede finansiële beplanning wat nou jou help om op te bou na aftrede toe. Jy het na aftrede beplanning, jy het jou beleggingsbeplanning, jy het boedelbeplanning, jy het testamentêre beplanning en dan het jy belastingbeplanning wat daar saamgaan. So 5 elemente. So dit is daar is 'n paar elemente wat daar deel uitmaak van jou totale pakkie wat jy moet na kyk. So die industrie by homself is vir my nog geskiedkundig nog altyd baie meer produkgeoriënteerd waar jy 'n behoefte identifiseer en daar's 'n spesifieke produk wat daarmee wat die oplossing is vir daai spesifieke behoefte. Maar ek glo dat daar twee aspekte is wat jy as finansiële beplanner moet na die totale beplanningselement kyk. Nou dis klomp wiskunde wat jy doen, dis inligting bymekaar maak. Dit is om te sien wat jou finansiële posisie is, waartoe jy wil gaan dit identifiseer en dan ook die implementering van 'n produk moet jy ook saam met hierdie pakkie bymekaar kyk. So dis twee aspekte wat altyd as een gesien is wat moet geïdentifiseer word en dit moet uiteengesit word. Nou ek verwag van ons onafhanklike planners of ons onafhanklike adviseurs om hierdie hele volle ontledings of hierdie holistiese finansiële beplanning vir almal te doen, die plan te implementeer, maar dit ook so te kommunikeer dat almal weet waar hulle staan. Dis vir my nogal baie belangrik en ek dink die kykers moet ook daai standaard handhaaf. Frikkie, jy sê ons moet meer verwag van ons onafhanklike adviseurs en ons moet ook die plan verstaan wat mense vir ons voorlê. Hoekom moet ons meer verwag? So Jen, ek het 'n verskriklike passie vir hierdie bedryf en vir die mense wat daarin is. So ek vind dit verskriklik interessant om ontledings te doen, die finansies te bespreek ensovoorts, maar daar's mense, glo dit of nie, wat nie daarvan hou nie. Hulle vind dit nie so interessant nie. So jy kry kliënte en jy kry mense wat hulle wil net vertrou dat die werk gedoen word, dat ek goed na gekyk is. Hulle het daai vertrouensverhouding wat baie belangrik is. Maar ek glo tog dat jy as adviseur jou rol wat jy moet speel is jy moet vir elke persoon en sy persoonlikheid moet jy op 'n tipe manier kommunikeer dat hulle hard en duidelik verstaan wat om te doen of wat om nie te doen nie of hoekom jy 'n spesifieke plan implementeer. En aan die ander kant ook, mense word deesdae so deur sosiale media word jy gebombardeer deur goeie mense skrik hulle self yskoud as hulle dinge hoor en dis 'n daaglikse proses. Maar as jou adviseur sy werk gedoen het, dan weet hy of hy het gekommunikeer op jou vlak en vir jou te sê, hoor hierso, jy's nie geïnteresseerd daarin nie, maar hoekom moet jy aan die tyd gebruik om belasting te bespaar? Hoekom moet jy nie te veel geld in die bank hê nie, omdat jy daar's 'n implikasie. Hoekom moet jy begunstigdes opsit op sekere goed, sekere nie? So daai inligting en daai goed moet deur gekommunikeer word dat mense dit kan verstaan. Want alles het 'n impak op mekaar, nie waar nie. Op die einde gaan elke ding 'n impak hê in jou beplanning. As 'n mens nou holistiese beplanning kyk en jy sit daarby dan nou die testament en die boedelbeplanning. Daai twee loop saam. Hulle affekteer mekaar en albei het uitwerkings op mekaar op die einde. 100%. So jy sê tereg, daar so alles het 'n impak op mekaar. So as jy jou testament of jou boedelbeplanning hersien, moet jy die twee saam doen en verkieslik alles wat jy jou volle holistiese beplanning moet jy doen om seker te maak dat alles praat mekaar, dat niks teenstrydig is nie, dat iets kan uitgevoer word en 'n mens moet dit so vinnig as moontlik doen as dit nie gedoen is nie en hersien dit relatief gereeld. Want in my opinie beplanning, net soos geloof die hoeksteen van die lewe vir my is beplanning die hoeksteen van jou finansiële gesondheid. Dit moet gedoen word, want as jou streepie getrek is, jy kan niks daarna doen nie, so doen dit nou. Jy praat nou so van beplanning en een van ons kykers, Elmarie in die Kaap, wil graag weet waar begin 'n mens as jy noem holistiese finansiële beplanning? So Jen, nommer 1, koop melktert. Nommer 2, bel my, dan sal ek kom kuier.
So nee, begin by kontak. Begin by kontak jou finansiële adviseur. Kontak ons en jy gaan deur 'n proses moet gaan waar jy 'n klomp inligting moet deurgee en soveel as moontlik, laat ek so sê, inligting kan deurgee. Doen die analises, doen jou aftreebeplanning. Ek neem aan Elmarie is afgetree. Doen jou kontantvloei, doen jou belastingbeplanning en maak seker jy word na gekyk. Ek hou van die feit dat jy gesê het daar's die 5 fases. Daar's die werk na pensioen toe. Daar is die belegging van daai pensioen na die tyd. Daar's die testament en die boedelbeplanning en dit alles word die hele tyd deur belasting geaffekteer. Daai elemente, mense besef nie dat alles so mekaar holisties aan mekaar vasgemaak is nie. Maar Frikkie, ons kry gereeld vrae wat mense sê as ek nou my testament hersien, hoe gereeld moet ek dit doen? Dis nie 'n lekker ding om te doen nie. Dis nie lekker om elke jaar gou weer deur jou testament te gaan en goed aan te pas en is dit elke jaar nodig? Peer, definitief. Ek dink daar is normale dinge wat gebeur waar jou portefeulje of jou boedel groei in 'n sekere mate. Daar's wetgewing wat verander wat jy nie eens weet wat van toepassing is op jou so jy moet maar op 'n jaarlikse basis dit uiteensit, maar daar is sekere lewensgebeurlikhede of dinge wat gebeur elke dag wat 'n sneller trek om te sê hoor hierso jy moet nou na die hersiening kyk van jou testament en jou boedelbeplanning moet 'n mens dit eens. So daar is 'n paar van die goedjies wat 'n mens moet na kyk. En noem maar lewensgebeurlikhede, wat kwalifiseer as dit? So eenvoudig as jy trou, as jy skei, as iemand oorlede is, as 'n kind gebore is, bates wat gekoop verkoop word, portefeulje herstrukturerings, daai tipe van dinge is gebeurlikhede, iets wat noemenswaardig finansiële impak op jou het. En dan is daar, soos wat ek gesê het, 'n belangrike punt wat jy nou nie weet nie wat 'n gebeurlikheid is. So as jy 55 is, dan en jy het anniteite, enigiets daarna, nou het jy dis nie iets wat fisies met jou gebeur nie, maar nou het jy 'n paar opsies op daai punt hoe jy jou anniteite kan herstruktureer, hoe jy nou anders na jou beplanning kan kyk vir jou laaste 10-15 jaar se werk en dis iets buite jou omgewing wat 'n impak het op jou. So 'n mens moet letterlik een keer 'n jaar net gaan seker maak alles is 100% reg. Tik al die bokse, gaan deur die oefening, maar doen die wiskunde, So gepraat van doen die wiskunde, kan ek seker daar's 'n AI tool wat ek kan gebruik, jy weet, om my depresiasie van my eiendom op meer hoe gebruik ek tegnologie as ek dan 'n testament kan opstel, want sekerlik moet daar tog iets wees wat ek kan gebruik. Weer ons sê AI. So daar is definitief inligting betrokke en daar is van hierdie artificial intelligence, die AI tools wat 'n mens kan gebruik, maar glo dit of nie, hulle maak foute. Hulle kyk nie nou holisties na jou spesifieke situasie nie. Daar's nie 'n persoonlike effek nie en partykeer en ek weet dit vir 'n feit want ek het dit getoets laasweek, is daar 'n antwoord wat uitgespoeg word wat so fyn is as jy nie die agtergrond of daai wetgewing ken nie, gaan jy verkeerd implementeer. En dis selfs daai wealth calculator op die website. Al die goede. Daar's goed wat baie eenvoudig is van as daar R3 belê is en is 20% per jaar of 5% per jaar waar jy by uitkom, eenvoudige goed ja, maar as dit kom by noemenswaardige strukturerings of belastingwetgewing wat jy moet toepas by dood en hoe die goede prakties werk, daar moet hy nog bietjie slimmer word, dink ek. Frikkie, wat maak julle netwerk van onafhanklike adviseurs anders en julle benadering anders? Jen, ek dink daar's 2 kritiese of kardinale punte. Is nie so krities nie, maar dit is belangrik. Nommer 1 is die persoonlike kontak wat ons met ons beleggers, met ons kliënte wil hê en wat ek aanraai dat die adviseurs het, is om daai verhouding te bou. Laat 'n mens werklik waar iemand leer ken en werklik waar 'n oplossing vir hulle vind. En vir hulle kan gemoedsrus gee dat as iets met hulle sou gebeur, jou nageslag is na gekyk. Daar's iemand wat verantwoordelikheid vat en iemand wat jy kan vertrou wat die pad sal vorentoe vat. En natuurlik ons is nie produk georiënteerd nie, ons is beplanning so holisties georiënteerd dat ons liewerste fokus op die somme tot by die oplossing en dan kyk wat die oplossing is wat ons daai uiteensit. En ek dink dis nogal 'n unieke aanslag. Ja, want mense nie toe kom wil hulle weet jy verstaan hulle en weet waar hulle staan sodat jy hulle kan help dan nou. Korrek. Absoluut. Nou as mense kontak wil maak met IFSA of julle onafhanklike adviseurs, wat moet hulle doen? So per SMS die woord kontak na 48422 en ons staan reg om lekker met almal te gesels.
So maklik soos dit. En jy het gehoor dat Frikkie sê, baie eenvoudig, as jy met Isa wil gesels, SMS die woord kontak na 48422. SMS kos R1.50 en besenfees geld.